Goeiemôre, liewe gemeente van Highfields. Ek wil graag vanoggend 'n paar baie belangrike aankondigings maak. En ek hoop dat na hierdie aankondigings daar baie mooi duidelikheid sal wees oor 'n paar kernbelangrike sake vir ons as gemeente. Ek sou natuurlik hierdie sake in 'n erediens of voor 'n erediens of na 'n erediens kon hanteer, maar ek dink nie heeltemal dis altyd die regte plek nie. Soms is dit nodig en dan doen ons dit, maar ek maak hierdie videoetjie sodat ons 'n bietjie meer in detail 'n paar goed kan deurgee. Ek gaan dit so kort as moontlik hou sodat dit nie te veel van jou tyd opneem. Heel eerste wil ek begin by die bazaar. Ons het Sondag het die lidmate agtergebly in die kerk en is daaroor die datum van die bazaar 'n bietjie gepraat. Daar is gevoel dat die 5de September net te naby is om 'n behoorlike en 'n goeie bazaar te kan reël. Daar is net te veel ander dinge wat ook aan die gang is in die gemeenskap wat dit baie moeilik maak. So, daar is besluit by die vergadering, gemeentevergadering, Sondag na die erediens dat die bazaar se datum verskuif na die 7de November toe. Saterdag die 7de November. Dit gee vir ons genoeg tyd om sommer nou al reeds aan die werk te spring om alles gereël te kry en al die pragtige dinge wat ons wil doen in plek te kry en deur te gee. Daarvoor gaan ons elke een van julle se hulp nodig hê. En vra ons dan dat julle asseblief nou reeds julle hande sal opsteek en sê, hier is ek sal graag wil help. Waar kan ek dit doen? Ons wil ook 'n ander idee inbring. Ons gaan in die voorportaal van die kerk 'n ideeboks neersit, waar jy jou idee vir die bazaar van die 7de November op 'n stukkie papier kan skryf en dit kan ingooi. Ons sal definitief met groot omsigtigheid en met groot erns na jou voorstel kyk en ook bepaal hoe ons dit binne die bazaar kan akkommodeer. Maar jy moet ook verstaan, dis net idees en baie keer is daar uiteenlopende idees. En moet ons 'n keuse maak tussen 'n klompie. Maar ons sou graag wou hoor wat jou idee is. Wat jy dink kan werk. Wat jy dink van hierdie bazaar 'n reuse sukses kan maak, soos verlede jaar sinne. Daar's 'n tweede saak wat ek graag net vinnig oor terugvoer wil gee. En dis oor die finansies van die gemeente. En dis veral rondom die finansies dat ek partykeer huiwerig is om dit sommer in 'n erediens te doen. Daar is basies 4 groot bronne van inkomste vir die gemeente. Daar's 'n klompie kleineres, daar is 'n klompie ander wat ook daar is. Daar's renteinkomste uit 'n belegging, daar is klomp kleiner projekkies wat aan die gang is, maar daar is 4 wat eintlik die hoofbron van inkomste en die grootste deel van ons inkomste inbring. Die eerste ene is die bankkollekte. Dit wat ons tydens die erediens in die banke by lidmate opneem. Nou ek kan vir julle sê, ons het 'n bedrag begroot van R230.000. R230.000 is daarvoor begroot. Ons het werklik tot op hede vir die eerste 5 maande van die finansiële jaar
R87.400 ingesamel. Dit beteken dat ons op 'n tekort staan wat die bankkollekte betref van R8.400. Nou ek weet, ons het vir julle gevra. Ons wil graag so ver as moontlik kontantloos werk. En daarvoor het ons die QR-code in die kerk en ons sal iemand kry om daardie QR-code maar tydens die erediens voor na die tyd baie mooi vir julle te kom verduidelik hoe dit werk. Sodat jy dalk jou dankoffer, jou bankkollekte op daai manier kan oorbetaal, in plaas daarvan dat dit in kontant sal wees. Jy sou, as jy regtig wou, dit nog steeds in kontant ook kon doen. Jy sou dit ook kon EFT, soos wat baie keer met 'n dankoffer gebeur, maar dan vra ons net dat jy baie duidelik aandui, eredienskollekte, eredienskollekte. So ons vra asseblief, dat ons kyk hoe ver ons kontantloos uiteindelik kan begin werk. Ons wil graag vir Lorinda wat daarmee werk, beskerm so ver as moontlik en dit vir haar 'n bietjie makliker maak wanneer dit kom by die hantering van kontant. Die tweede bron van inkomste en waarskynlik die heel grootste is natuurlik die maandelikse dankoffers. Baie lidmate gee daai maandelikse dankoffer in 'n EFT. Daar is ook die wat dit in 'n koevertjie sit en weer 'n keer wil ek 'n beroep doen. Kan ons nie maar kyk of ons die QR-code of 'n EFT kan gebruik om die maandelikse dankoffer dan in te betaal nie. Ons het hiervoor begroot R720.000. Ons het ingesamel tot dusver R313.000. En ook dit is besig om op 'n tekort af te stuur. So weer eens wil ons vir julle vra, asseblief, wil jy nie weer na jou maandelikse dankoffer gaan kyk nie? Ons verstaan regtig dat dit bitter moeilik is ekonomies hier buite. Brandstofpryse het die appelkar heeltemal kom omgooi. En toe het rentekoerse ook nog gestyg en daarmee saam elke ander liewe ding wat ek en jy nodig het. Maar ons het ook nodig om die huis van die Here in stand te hou. En ons as kerkraad probeer, ek beloof julle, baie mooi met die geldsaake van die kerk werk. Daar word nie sommer geld op gemors of onnodighede uitgegee nie, maar wel op dit wat belangrik is. En ons wil graag al hoe meer op dit wat belangrik is, kom uitgee, in die jare en maande wat kom. Dan is daar die 10de maand dankoffer. Daarvoor het ons begroot R230.000. Nou, ek wil vir julle sê, baie mense dink dat hulle dit eers in Oktober hoef en moet gee. Dis nie nodig nie. Jy kan jou 10de maand dankoffer enige tyd van die jaar tussen Maart en Februarie van elke jaar gee. So as jy die ekstra geldjie al reeds beskikbaar het in Maart, betaal dit in. Dui net duidelik aan dat dit jou 10de maand dankoffer is. Ons het wel 'n fokus in Oktober om net almal te herinner dat daar so iets is soos 'n 10de maand dankoffer. Maar dis nie die uitsluitlike tyd om jou 10de maand dankoffer te gee nie. Dis wel die tyd wat ons die grootste deel daarvan insamel en 'n jaar of 2 terug het ons 'n rekordbedrag ingesamel en ek sou graag weer wou sien dat ons naby daaraan kom.
ek reg onthou, was dit hier by 370.000 rand. Vriende, dan die laaste een is die bazaar. Ons mikpunt is 'n wins van 75.000. Kom ons doen ons uiterste bes om hiervan weer 'n treffer te maak. Verlede jaar se bazaar was uitsonderlik goed en het ons lekker gekuier en was dit 'n reuse sukses. Nie net wat die geld betref nie, maar in die samesyn en gemeenskapsbetrokkenheid. So ek vra weer 'n keer vir julle, kom help vir ons om 'n sukses te maak. Julle vra nou maar wat van die uitgawes. Ek kan vir julle sê, dis net 'n bietjie moeilik om al die syfers in hierdie video te noem. Maar daar is verskeie terreine waar ons redelik geld begin spaar het, waar ons minder uitgegee het as wat begroot is en die vooruitskattings ook daarop dui dat ons minder gaan uitgee as wat begroot is. So ons probeer hard. Ons vra julle samewerking. Heel eerste die bazaar. Kom ons werk hard, sit skouer aan die wiel. Dan kyk ons ook na die ander goed waarna ek hier verwys het. Dankie dat ons op julle kan staatmaak. Dat ons altyd na julle toe kan kom en op julle knoppie kan druk en sonder om 'n groot bohaai daarvan te maak, julle ook 'n groot verskil maak aan die oproepe wat ons van die kansel of deur middel van so 'n video kom maak. Dankie. Dankie dat julle so wonderlik reageer op ons oproepe. Ons waardeer julle en ons dank die Here vir elke een van julle as 'n gawe uit sy hand aan die NG Gemeente Highfields en die gemeenskap van Highfields. Baie dankie. Mooi dag, geseënde dag, tot Sondag. Totsiens.